Die Kerstyd is nie maar net 'n tyd waar familie en vriende in liefde en vrede saam kuier nie. Dit is dikwels die tyd waar families baie met mekaar stry en beklei. Paulus was in die tronke Rome en hy vertel in Filippense 1 vers 12 tot 14 dat die tronk vir hom 'n groot geleentheid was, want 'n klomp mense kon daardeur die evangelie hoor. Chinese gelowiges is dikwels in die tronk gegooi en baie gemartel, maar hulle was bly oor die geleentheid om die liefde van die Here met die mense in die tronk te mag deel, selfs al het dit vir hulle marteling beteken. Ons het nie beheer oor wat ander mense doen en sê nie. As ander mense wil stry en beklei, moet ons nie soos hulle doen en soos hulle word nie. Ons moet eerder die geleentheid in die situasie raak sien en dink hoe die Here ons juist daar wil gebruik. Die familiesamekoms wat ons weet elke jaar so sleg uitdraai, is dalk juist vir ons 'n geleentheid om vir almal Christus as die antwoord te wys. Dalk is dit 'n geleentheid om vir hulle te vertel wat Christus vir jou gedoen het en hulle te vra om jou te vergewe dat jy in die verlede nie die geleenthede wat Christus vir jou gee gebruik het om Christus se liefde teenoor hulle te leef nie. Dalk moet jy kies om hulle te vergewe vir hulle optrede en al deur jou liefdevolle diens Christus se liefde vir hulle wys. Vir Paulus was sy gevangenskap 'n groot geleentheid vir die evangelie. Hy kon die liefde van die Here met mense deel, wat nie moontlik was as hy nie 'n gevangene was. Hoe dink jy wil die Here jou gebruik in daardie situasies waarvoor jy nou so bang is?